So baie van ons sukkel met sonde. So baie van ons, evenal al het ons kerk toe gegaan, al sê ons Jesus is ons redder. Baie van daai mense sukkel nog steeds met sonde. En ek is vanoggend hier om te sê hoekom ons nog steeds sukkel met sonde. So, die Here gee ons so baie antwoorde in die Bybel, en hy sê vir ons so baie keer, dat daar spiritual warfare aangaan om ons, wat ons nie sien nie, wat God vir ons fight, wat Jesus vir ons fight. En as ons sê, ons gee ons harte vir Jesus, ons gee werklik ons harte vir Jesus, beteken dit dat ons kan nie aangaan met die sondige lewens wat ons het nie. Ons kan nie bly doen wat ons doen nie. Jy kan nie sê jy gee jou hart vir Jesus en nog steeds môreaand word jy dronk nie. Jy kan nie sê jy gee jou hart vir God en dan môreaand gaan jolly nog steeds nie. En dit gaan oor God van hier af. Jou lewe is vir hom. Jy moet lewe vir Jesus. En baie van ons is bang om ons lewe om ons lewens te los. Ons is so bang om te sien wat God met ons lewens kan doen. Ons is so bang dat ewe skielik, ons is te gemaklik met die lewens wat ons het. In plaas van om te sê, Here, vat my lewe, verander my, want U is al wie dit kan doen. U is die enigste wat my kan verander, en ek wil bid vir daai mense vandag. Ek wil vir julle sê, die mense wat regtig daar is en wat regtig wil hulle harte vir God gee, julle, dit is so maklik. God sal luister. Gaan sit en bid, en ek beloof julle, die sonde gaan vreemd voel. Ek sê nie dit gaan oornag verander nie, ek sê nie julle gaan oornag hierdie mense word wat sonder sonde wil lewe nie. Ons is van vlees gemaak, ons vlees wil sondig. Hy lewe net vir 'n kort rukkie. Ons siel is die enigste ding wat weet, daar is 'n eternity wat wag. Dis hoekom daar 'n konstante fight tussen vlees en siel is. Is as gevolg van dit. Want daai twee clash konstant met mekaar. En ek sê vir julle nou, luister vir die woord van God, want Jesus het gekom om ons siele te kom red. Hy het gekom vir spiritual warfare en vir spiritual redemption. Jesus het gekom om ons 'n swaard te gee vir dit. Hy het gekom om ons antwoorde te gee. Julle, ek wil hê, ons moet vandag besef wat die aardse sonde, wat ons in ons daaglikse lewens doen in ons spiritual nature binne in ons. Ons het so baie goed wat ons moet laat gaan. En ek sê vir julle nou, ek wil nie alles lys nie, want die Here sal vir jou sê wat jy moet ophou doen. Die Here sal vir jou sê dat jy in verkeerde plekke is. Hy sal jou hart, hy sal die Heilige Gees oor jou vloed, en hy sal jou wys waartoe jy moet loop. Hy sal jou wys wat die regte plek is. Hy sal jou wys waar jou hart moet wees, want jou siel verlang jou siel verlang na die hemel. En as jy in plekke gaan, wat nie naby aan die hemel is nie, wat nie die Holy Spirit het nie, gaan jy voel asof jy uit is. Jy gaan voel asof jy nie daar behoort nie. En ek spreek dit oor almal wat vandag hierdie video kyk. Julle, as jy jou hart vir God gegee het, hoop ek en ek bid dat die Heilige Gees julle sal invaar en hy sal julle red van sonde af. Hy sal julle wys waar kan julle gaan om meer van Jesus te ervaar en meer van sy Heilige Gees te kan ervaar en om op die regte pad te kan bly, net omdat julle gered is. Sal Jesus dit vir julle doen. Hy sal dit vir almal doen wat na hom toe kom. En vir hom sê julle Jesus, hierso is my probleme. Hierso is my hart. U ken my hart. Lei my hart. Lei my hart waar hy moet wees en lei hom waartoe hy moet gaan sodat ek nie weer terugval in my sonde nie, dat ek nie terugval in my ou ways nie. So ek spreek dit oor almal wat hierdie video kyk vanoggend. Amen vir julle.